gee vir Pieter kans, ons neem die boodskappe op, dit is seker nou al op die nuusbriewe gesien. As jy 'n boodskappe wil hê, of dit wat al opgeneem is, dan kan jy net met die kantoor skakel. Ons lees Handelinge 6. Handelinge 6, eerste 7 verse. Bladsy 164. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreëus sprekende klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was, en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid, en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Ons lees tot sover. Handelinge 6. Broers en susters, soos ons net ook gesê het, 2 weke terug, was dit Pinkstersondag. Die wonder dat God onder ons kom woon het. Die wonder dat hy nie net onder ons kom woon het nie, maar in ons kom woon het. En dat Paulus in 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6 kon skryf, die gemeente, die kerk, die gelowiges, die disippels, gaan later terugkom daar by die woord wat hier vertaal word met gelowiges, letterlik staan daar disippels, dat hulle almal saam die Heilige Gees ontvang het, maar dat elkeen van ons wat die Here ken, ons wat hier is, dat ons liggame die tempels van die Heilige Gees is. Ongelooflike waarheid waarin ons kan vashou. En daarom is die kerkgebou, hierdie gebou, soos ons groot geword het ons gepraat van die huis van die Here, en daar sit ook 'n stukkie waarheid in, want die gebou is afgesonder vir eredienste, maar dis nie hier waar die Here woon nie. Hy woon in my hart, in my lewe, elke oomblik. En hy vorm die kerk. As ons Handelinge lees, Handelinge se opskrif is die Handelinge van die Apostel, of die Handelinge van die Apostels, ja. En eintlik sou 'n mens dit kon skryf, ek wil net bysê, die name van die Bybelboeke is later bygevoeg. 'n Mens sou dit liewes kon skryf, die Handelinge van die Heilige Gees. In Handelinge 1 het jy nog die ou bevreesde klompie disippels, wat wonder wat nou gaan gebeur. Jesus het opgestaan, hy verskyn kort aan hulle, maar hy praat van sy hemelvaart en van sy weggaan. Wat moet van hulle word? Hulle is die ou groepie wat weggehardloop het toe hy in Getsemane gevange geneem is, wat nie by die kruisiging meeste nie was nie, wat bevrees op die Sondagmôre by mekaar was, met die deure gesluit, bang vir almal en wat kan gebeur. En dan staan Jesus tussen hulle en hy sê vir hulle, ek stuur julle, gee julle die Heilige Gees. En dan op Pinksterdag kom die Heilige Gees en dan is daar 'n geweldige verrassing. Petrus, die man wat vir Jesus verloon het 3 keer, wat vir 'n ou meisietjie by die vuur die nag gesê het, ek ken nie die man nie. Daai selfde Petrus staan op en onbevrees verkondig hy die evangelie, die boodskap,
En dit is wonderlik as 'n mens sy preek op Pinksterdag gaan lees, dan praat hy nie in die eerste plek oor die Heilige Gees nie, maar hy praat oor Jesus Christus as die Here, as ons verlosser. Dis wat die Heilige Gees in ons harte wil doen. Dis waarom hy ons bymekaar gebring het. Ons deel van sy kerk, van sy gemeente, van sy gelowiges op aarde gemaak het. Hy het ons geroep om te glo dat Jesus die Here is. En hy vorm ons as 'n gemeente. Ons wat vanmôre ook hier bymekaar is. Die gemeente van Vyfhoek en al die ander gemeentes van die Here oor die wêreld heen. Hy vorm ons as 'n gemeente. En wat wil hy van ons hê? Wat is egte godsdiens? Nou ek gaan in 'n bepaalde klem lê vanoggend, daar kan nog baie meer daaroor gesê word. 'n Ander klemme gelê word, beklemtoon is, maar ek wil net hierdie een vanmôre beklemtoon. Hierdie moenie verby kyk nie. Moenie die nood rondom jou, by jou miskien, dalk in jou huis, miskyk nie. En kom ons kyk na 'n besondere teks, wat ons Sondag aand ook gehad het. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is, om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Hoor jy dat dit dieselfde is as Handelinge 6, die weduwees, maar kom ons kyk weer 'n bietjie mooi na hierdie teks. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is, ek het verlede Sondag aand ook gesê by die aanddiens, as ons nou daar die res weggevalaat het, en ek het vanmôre net vir jou 'n papiertjie uitgedeel, en daar net gestaan, egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is, en doetjies, en vir jou gevra, wat sal jy daar invul? Dan is ek seker daarvan, ons almal sal die wonderlikste mooi goed daar invul, van kerkbywoning, van dankbaarheid, van dankoffer, van bid, van werklike toewyding, noem dit op. En al daai goed is waar, dis deel daarvan. Maar kyk wat skryf Jakobus hier. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is, twee goed, om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. In die kultuur van daardie tyd het 'n vrou sonder 'n man en 'n kind wat 'n weeskind is, was in 'n geweldige krisis. Het nie eintlik regte gehad nie en versorging was 'n verskriklike probleem, soos in Handelinge 6. Om hulle by te staan, om te kyk, nie verby te kyk nie, jou hand uit te steek na mense in nood. En natuurlik, om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld, om die sonde te laat vaar. Daarom, godsdiens, suiwer, egte godsdiens gaan, soos Jesus dan vir ons geleer het. In die eerste plek om my verhouding met God, soos op die nuusbriefie, die vertikale verhouding na God toe. Maar onmiddellik die horisontale verhouding na my naaste, na ander mense. Jy kan gewoon as gelowige nie sê, my godsdiens is my privaat saak. Natuurlik het jy 'n private, persoonlike verhouding met Jesus. Dis waar. Maar jy kan gewoon nie sê, ek behoort nou aan Jesus, ek is sy diensknegt, en niemand anders in die wêreld iets daarmee te doen nie. Elke ander mens met wie jy te doen kry, het iets te doen met jou godsdiens. Want jy moet vir Jesus skyn. 2 Korintiërs 3. Moses wat van die berg afkom, met skynende gelaat, sodat sy gesig bedek moet word. En dan skryf Paulus, maar vir ons is die bedekking weg. Ons skyn vir Jesus. Soos ons sing, laat ons skyn vir Jesus. En kom ons kyk na 2 verse. Die eerste een is Johannes 3 vers 16, wat verskriklik bekend is. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As jy 'n definisie moes maak van liefde uit hierdie teks, watter woordjie sal jy kan kies? God het die wêreld, en as Johannes van die wêreld praat,
praat hy van die mensewêreld. Die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Wat is liefde? Om te gee. Geld te gee, brood te gee, noem dit maar op, maar die belangrikste, om met my lewe vir Jesus, vir ander mense te gee, tussen aanhalingstekens. Om met my lewe en my toewyding en my manier van leef en my gesindheid teenoor mense en my woorde en my dade om vir hulle na Jesus toe te lei. Liefde, kan ek dit maar by sê, so 'n kantaantekeningkie, sonder om moeswillig te wees. Hoe sal 'n mens die huweliksliefde beskryf? Om te gee en te gee en te gee. En as jy 50 jaar getroud is, kan ons nog 'n rukkie aanhou met die gee. Ons sê so maklik, die huwelik is om te gee en om te ontvang. Nee, stop by gee. My hele lewe daarin gee. Hoe lyk 'n gemeente dus, wat leef soos die Here van hom gevra het? Baie mense sê, ons moet terugkeer na die eerste gemeente. Die eerste gemeente in Handelinge is absoluut die ideale gemeente. Gemeente moet daar volgens ingerig word, ons moet daar volgens lewe. Maar weet jy wat? Die eerste gemeente in Handelinge het ook 'n klomp probleme gehad. Net in die vorige hoofstuk lees ons van Ananias en Safira. Later lees ons van Korintiërs, wat die gemeente in Korintiërs wat omtrent elke denkbare sonde in hulle geleedere gehad het. En wat lees ons hier? In Handelinge is daar onenigheid oor die Hebreeussprekendes en die Grieksprekendes. Ek sal nou meer daaroor sê. Maar kom ons lees dan Efesiërs 5, vers 1 en 2. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Hier's weer daai ding van die volgorde. Hier staan gelukkig nie. Julle moet sy voorbeeld volg in liefde leef, soos dit vir God aanneemlik is, en dan sal sodat julle kinders van God kan wees. Nie sodat nie. Hier staan omdat. Ek doen hierdie ding, ek reik uit. Ek gee my lewe op die altaar vir buite na ander mense toe ook. Nie sodat ek 'n kind van God kan word nie, maar omdat ek een is deur sy genade. Die lidmate van Handelinge 6, die weduwees, party van hulle het Hebreeus gepraat, wat in Jerusalem en omstreke gewoon het. Die ander was Griekssprekendes, dis mense wat in ander dele gaan woon het en net Grieks begin praat het, en nou is daar onenigheid oor die versorging. Letterlik staan daar, is die woordjie gebruik diakonia, die versorging, die diakonia, en ons dink dat mens die ampt van die diaken kan aflei uit Handelinge 6, maar dis nie eintlik in die eerste plek waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor diensbaarheid, oor uitreik na mense in nood. Die gemeente het 'n verskeidenheid van mense, Griekssprekendes, Hebreeussprekendes, nou nie ons nie. Ons praat een taal, maar ons is verskillende mense. Ons het verskillende talente, en ons kan verskriklik maklik mekaar verwerp. En nou vra die Here van my, reik uit, hoor 'n bietjie dit ook, reik uit, gee om, moenie verbykyk by mense wat anders as jy is, wat anders dink dalk, anders leef, wat dalk geval het. Jy kyk nie op hom neer nie. Jy dink nie jy's beter nie. Die gemeente, ons vyfhoek, word geroep om almal diakens te wees, wat bereid is om die liefde van die Here vir mense te gee, al verdien hulle dit nie. Kan ek die spykertjie maar nog 'n slag inkap? In Galasiërs 6 vers 10 staan daar, dra mekaar se laste
en vervul so die wet van Christus. Ek het al 'n vorige keer gesê, die woordjie mekaar kom meer as 50 keer in die Bybel voor. Ek kan die evangelie opsom met die woordjie gee. En ek kan dit vanmôre ook opsom met die woordjie mekaar. Ons deel brood uit, ja, elke donderdag word die 80 broodjies gesmeer, 80 brode word gesmeer en vir arm kindertjies voorsien. Ons voorsien brood. Maar wat ons heel eerste ook moet voorsien, is brood met 'n hoofletter gesmeer. Waar gaan ek begin? Moet ek nie dalk in my huis begin nie? Moet ek nie dalk in my huweliksverhouding begin nie? Bereid om te gee, om te sien, nie verby te kyk nie. Wat van die lysie siekers op die nuusbriefie? Hoekom nie 'n slag maar net 'n SMS stuur nie? Vir WhatsApp, dis nog feitelik kosteloos. Net 'n woordjie. Ek het gister 'n wonderlike Dr. Dolf sal nie omgee dat ek dit lees nie. Hy het vir my gisterand 'n SMS'ie gestuur. Oor sy pa wat baie siek was en hy sê dankie vir al die navraag, goeie wense, gebede en welwillendheid uit ons gemeente. So dankbaar om dit te kon ontvang en vanmôre vir julle deur te gee. Dis wat die Here van my vra. En wat gebeur, die laaste vers van Handelinge 6, wat ons gelees het, die 7de vers, die woord van God het verder versprei. Dis ons taak, om die woord van God se liefde uit te vat na mense wat dit nodig het. Ons is disippels, volgelinge, leerlinge van Jesus, wat aarde toe gekom het, wat bereid was tot aan die kruis te sterf vir mense. Gee myself vir Jesus en gee myself vir mense in nood. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, ons wil voor U bely dat dit so maklik vir ons is om selfsugtig te wees. Om onsself voorop te stel. Ons eie belange eerste te stel. Help ons, Here, om die wonder te beleef. Die wonder van wanneer 'n mens vir iemand anders iets beteken. Help ons om 'n verskil te maak in die persoon naaste aan ons, een met wie ons getroud is. Om 'n verskil te maak in die lewe van ons kinders. Ons bid mense wat gevange is in hulle eie omstandighede, hartseer waar hulle nie kan kom nie. Daar is ongelooflik baie hartseer in hierdie wêreld. As ons dink aan die prentjie van die seentjie en die dogtertjie. Help ons, Here, om nie verby te kyk nie, maar te ondersteun en te dra. In Jesus se naam. Amen. Ons dien die Here.